Ons bid vir Tannie Ruth Grindling. Baie van julle weet, soos wat ek laasweek gesê het, sy het geval en sy het haar linkerbeen net onderkant die knie gebreek. Sy is geopereer, sy herstel by die huis, maar dit maak dat sy regtig swaar kry en vir die volgende 6 weke mag sy glad nie op haar been trap nie. So dit maak dit bietjie moeiliker, ook vir haar versorging en vir dit wat met haar gebeur. Ons bid vir Henty. Henty is steeds in die hospitaal op hierdie stadium. Dit het met hom goed gegaan. Hy sê vir my, gisteraand het hy 'n geweldige steekpyn hier in sy regterkant begin kry. Het hom heel nag wakker gehou en hy sê hy het baie geroep na die Here om te help. Die pynmedikasie help vir 'n kort tydjie en dan help dit nie meer nie. So kom ons bid weer vir Henty asseblief wat dit aanbetref. Verder dank ons die Here dat dit met hom verder ook goed gaan. Ons bid vir André Engelbrecht, André wat die gewas op die brein, sy brein gehad het. Hy is geopereer. Sy vrou Larry sê dit gaan met hom goed. Hy praat, hy eet, hy loop. So dit gaan met hom aan. Corneille van der Walt wat aansterk nog steeds na 'n operasie wat 'n hele tyd gelede plaasgevind het en waar haar gesondheid net nie genoeg optel op die stadium nie. Ons bid vir haar. Oom Dave Pieterse, oom Dave was ook die afgelope week in die hospitaal. Hy is uit die hospitaal uit. Hy sê dit gaan met hom bietjie beter, maar hy sê hy is maar nog swakkerig. So ons bid vir hom en vir Hennelie dat die Here ook vir hulle sommer net sal vashou. Geliefdes, ek het vanmôre 'n prentjie saamgebring en ek dink julle sal seker hierdie prentjie en die skrifgedeelte maklik by mekaar kan uitbring. Maar ek het hierdie prentjie saamgebring. Ek weet nie of julle hom mooi kan sien nie. Ek hoop dat julle hom mooi kan sien. En ek wil graag vra dat ons net sal stil word so voor die Here. Vader, U sê vir ons in die woord dat ons weet wat liefde is omdat Jesus sy lewe vir ons afgelê het. En omdat ons die Here Jesus ken, Vader, omdat ons die werkinge van U Gees ken, verstaan ons iets van U liefde wat U vir ons het en wat U aan ons geopenbaar het. En U roep ons op om ook vir mekaar lief te hê. En dan sê U vir ons in 1 Johannes 3, my liewe kinders, julle liefde moet nie net woorde en lippetaal wees nie, maar dit moet met die daad bewys word en dan in opregtheid. Daarom pleit ons vanmôre, Vader, terwyl ons soos 'n gemeente bymekaar is, dat U deur U Gees vir ons so sal beweeg dat liefde nie maar net by ons lippetaal sal wees nie, maar werklik konkreet tot uiting sal kom in ons lewe. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Geliefdes, wanneer ek julle groet in die naam van die Here, dan sluit ek aan by 1 Johannes 4, wat eintlik maar dieselfde vir ons kom sê. Maar hierdie is 'n seën groet in die naam van die Here, as ek vir julle sê, genade en vrede vir julle. Want hierin het God sy liefde aan jou geopenbaar. Sy enigste seun het hy na hierdie wêreld toe gestuur, sodat jy deur hom die lewe kan hê. Vader, ons wil as 'n gemeente voor U kom staan met groot dankbaarheid.
Omdat U die liefde wat daar in U hart is aan ons geopenbaar het. Omdat U vir ons kom wys het hoe groot U liefde is. Deurdat U U seun vir ons gestuur het, deurdat U seun sy lewe vir ons gegee het en hy ons losgekoop het uit die stam en taal en volk en nasie waarin ons behoort. Dankie Here Jesus dat U vir ons kom merk het, dat ons U sinne is, dat ons deel geword het en ingeplant is in die nuwe Israel, in die nuwe volk wat God vir hom kom bymekaar maak. Dankie dat ons kan weet dat U ook vir ons vanmôre kom omhels met U liefde en met U teenwoordigheid. Vader, en dit is ons gebed vanmôre, dat U vaderskap vir ons so spesiaal sal wees, dat dit 'n loflied in ons binneste sal laat losbreek. Soos wat ons dit gesing het met die voorsang, dat ons wil losbars met lofliedere en met refreine wat U verheerlik. Maar ook wanneer daar stilte in ons hart kom. Vader, wanneer daar stilte in ons hart kom, dan wil ons dit maar net voor U kom sê, dankie dat U ons Vader is. En Vader, terwyl U ons Vader geword het in die Here Jesus, en deur die Gees dit ook aan ons kom verduidelik en in binne in ons laat leef, wil ons kom vra, laat U naam geheilig word. Vader, en as ons dit bid, dat U naam geheilig moet word, dan bring ons, soos wat dit in Openbaring staan, ons lewe na U toe, en ons sit ons eie naam voor U neer. En ons sit die eer wat ons baie keer ontvang voor U neer. En ons sit die aansien wat ons soms beleef voor U neer. En ons sit ons menswees voor U neer, sodat U naam verheerlik sal word. Vader, ons gee dit wat na ons toe kom, sodat U daardeur verheerlik sal word. Vader, ons wil juis kom bid, dat U koninkryk sal kom, in ons elkeen se lewe, maar ook hier in die gemeente en ook in die gemeenskap. En as ons vra dat U koninkryk verheerlik sal word, Vader, dan wil ons eie koninkryk na U troon toe bring en sê, Here, ek lê my eie koninkryk voor U neer. Dan wil ons kom sê, ons klim af van die troon van ons lewe, sodat U op die troon kan kom sit en sodat U in ons lewe koning sal wees en koning sal regskap sal uitlewe. Ons kom gee ons krone van ons eie lewe voor U neer, sodat U die kroon van die oorwinning kan leef in ons lewe. Vader, ja, ons wil vra dat U wil sal geskied, hier in die gemeente, in ons elkeen se lewe, ook in hierdie gemeenskap. En as ons dit vra, dan wil ons weer sê, Vader, sodat U wil kan geskied, bring ons wil, en ons begeertes, en ons idees, en alles wat ons het, bring ons en ons sit dit voor U troon neer. En ons vra, dat dit alles sal buig onder die wil van God, in ons elkeen se lewe. Vader, as ons dit bid, dan bid ons ook vir mekaar, waar daar mense is wat siek geword het, wat geopereer is, wat in die hospitaal is en was. Dankie dat U wetenskap bring. Dankie dat U genade gee. En ons wil kom vra, Vader, soos wat die Here Jesus gebid het in Getsemane, dat U genade sal gee, sodat hierdie bitter beker van siek wees kan verbygaan,
sodat hierdie bitter beker van seer en pyn en swaarkry kan verbygaan. Daarom kom ons om voor U te buig, soos wat U sê in Filippense 4, om voor U, Here, te kla en te steun en te mor vanuit die beproewinge wat oor ons mense kom. Maar dan wil ons bid soos wat Jesus gesê het, Vader, laat hierdie bekers by ons verbygaan. Maar dan wil ons, soos wat ons reeds gebid het, sê, nie ons wil nie, Here, maar U wil. Daarom wanneer ons U woord lees vanmôre, is dit ook wat ons wil sê. Ons buig voor U, sodat U woord ons lewens kan vul en vervul deur die Gees, sodat U naam geheilig sal word, U koninkryk sal kom en U wil sal geskied. Ons bid dit, Here, maak U woorde vir ons oop. Amen. Geliefdes, ons gaan uit Lukas hoofstuk 10 lees, en die gedeelte wat ons gaan lees, daar is 'n bergagtige gedeelte van Jerusalem af, daar na Jerigo toe. So 'n mens daal sommer 'n baie klomp kilometers, as jy van Jerusalem af na Jerigo toe beweeg. Ek het so iets hiervan op die skerm vir julle probeer sit. Dit gaan oor daardie klein stukkie, wat dan hier vir ons uitgebeeld word. En miskien kan julle dit nie so baie duidelik sien nie, en daarom het ek 'n ander ene ook opgesit, wat vanuit Lukas 19 met ons praat, waar Jesus opgegaan het na Jerusalem toe. En daar kan julle iets sien, as julle hier sou gaan kyk, daar is Jerigo deur onder, waar daar is hy, so hier gaan dit al met die bergpasse en goed op. Daar is nog 'n prentjie net om vir julle te probeer sê wat in hierdie gedeelte gebeur en hoe dit daar lyk, want dan kan ons iets van hierdie gebeurtenis meer verstaan as ons daarby kom. So ek gaan vir julle lees Lukas 10 vanaf vers 25. En ek het beplan om al twee hierdie gedeeltes met julle te deel, die vrae wat gevra word aan die Here Jesus. Soos wat ek voor die Here gebuig het ook vanmôre, het ek oortuig geraak om net een van hierdie vrae te hanteer vanmôre. En sal ons volgende week die ander vraag hanteer. Maar hier staan geskrywe, toe die Here Jesus so met die mense gepraat het, en nadat hy sy disippels uitgestuur het, en nadat hulle na hom toe teruggekom het, het hy vir hulle gesê, julle blydskap moet wees, omdat julle name in die boek van die lewe geskryf is. En nou het daar staan hier geskryf in Lukas 10 vers 25, daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. So let op, dis 'n strikvraag, nê. Hy staan toe op en vra, meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? En Jesus sê vir hom, wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar? Hy antwoord, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Jy het reg geantwoord, sê Jesus vir hom. Doen dit en jy sal die lewe verkry. Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf en vra vir Jesus. Let net hierop wat staan hier. Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf en vra vir Jesus. En wie is my naaste? Jesus gaan toe nader daarop in deur te sê, toe 'n man eenmaal op pad was van Jerusalem af na Jerigo toe, het rowers hom aangeval.
Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan en hom half dood bly lê en toe pad gegee. Dit gebeur toe dat daar 'n priester met daardie pad langskom. En toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so het daar ook 'n leviet by die plek gekom. Toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom. En toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp en hom na 'n herberg toe geneem en hom daar verder versorg. Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê, sorg vir hom, en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hierlangs terugkom. Nou kom die Here Jesus met 'n teenvraag. Hy vra, wie van hierdie 3 is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Die wetgeleerde antwoord, die man wat aan hom medelee bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan, maak jy ook so. Ek het hier so 'n kort videoetjie wat ek net vir julle wil wys, wat iets van hierdie verhaal net weer onderstreep. But before he could reach his destination, he was ambushed by robbers. They stole his belongings, beat him severely, and left him lying on the side of the road, hurt and helpless. As the man lay there, unable to move, he heard footsteps approaching. His heart lifted with hope. Someone was coming. It was a priest, a man of God walking along the road. Surely he would stop to help. But the priest glanced at the man and quickly crossed to the other side of the road. Without a second look, he kept walking. Moments later, another man approached. A Levite, someone who also worked in the temple. The injured man must have thought, surely this man will help me. But the Levite too walked past, avoiding the man as if he weren't even there. The injured man felt despair. Who would help him now? Just then, he heard the sound of hooves and saw a donkey approaching. The rider was a Samaritan, a man from a group that the Jews often looked down on and avoided. The injured man might have thought, surely this man won't stop either, but the Samaritan did stop. When he saw the man's injuries, his heart was filled with compassion. He got down from his donkey, knelt beside the man, and began cleaning and bandaging his wounds. Then, carefully, he lifted the man onto his donkey and took him to a nearby inn. At the inn, the Samaritan stayed with the man to care for him. The next day he gave the innkeeper 2. Geliefdes, ons is terug by daardie prentjie. En ek wil begin vanmôre deur vir julle net te sê, om vrae te vra is ongelooflik belangrik in enige mens se lewe. Julle weet dat wanneer 'n kind groot word, dan kom hulle op 'n stadium waar hulle vra, hoekom mamma? Hoekom papa? En dit word later so erg dat papa en mamma geïrriteer raak, nê? En ek dink ons maak baie keer 'n fout dat ons vir hulle sê, nie nou nie, man, nou. En ek weet daar's 'n geleentheid wat ons vir ons kinders moet sê, nie nou nie, bietjie later. Maar 'n kind leer deurdat hy vra. En Jesus was 'n rabbi, en die rabbies het geleer om vrae te vra, en om met teenvrae te kom, sodat die teenvraag vir jou laat dink oor dit wat jy vra. En dit is wat die Here Jesus ook in hierdie gedeelte doen, wanneer hierdie 2 vrae na hom toe kom, is dat hy elke keer met 'n teenvraag kom vra, sodat hierdie wetgeleerde
kan gaan stil word in homself en sê, wat het ek nou eintlik gevra? Wat dink ek? En wat beleef ek oor hierdie vraag wat vir my gevra word? So dit is 'n tegniek sodat iemand kan ontdek wat binne in hulle is en wat binne in hulle gebeur. Nou by terapeutiese werk en by pastoraat dan doen ons dieselfde ding. Ons gee nie sommer 'n antwoord as iemand vir jou iets vra nie. Ons gooi dit terug om te sê, wat beleef jy en wat dink jy? Sodat ons kan ontdek wat in ons binneste is. So dit is die bedoeling wat die Here Jesus het met die feit dat hy nou weer met 'n vraag kom antwoord, is dat hy iets hiervan wil stimuleer in hierdie wetgeleerde se gedagtes en gemoed, maar dan ook in my en in jou gemoed. Hy vra 2 belangrike vrae en ek dink dit is van die belangrikste vrae wat ek en jy ook vir onsself kan vra. Veral hierdie eerste ene. En dit is, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? En ek sal graag hierdie vraag volgende week beter saam met julle wil antwoord. En daarom het ek besluit om hierdie vraag bietjie vandag oor te gaan. Wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Want ek wil kom by die tweede vraag. Wie is my naaste? Wie is my naaste? So net om vir julle bietjie lus te maak vir volgende week se woord. Wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Ek moet God lief hê, en dan vertel hy dit hoe. En ek moet my naaste lief hê. So ons sal volgende week hieroor, soos wat ek gesê het, verder uitbrei. Die tweede vraag wat hierdie wetgeleerde aan die Here Jesus vra is, wat is my, of wie is my naaste? Want hierdie ding is nou verkeerd vanmôre, hy wil net aan mekaar hardloop. Wie is my naaste? En dan antwoord die Here Jesus hom nie dadelik nie, hy vra nie dadelik vir hom die teenvraag nie. Inteendeel, die Here Jesus kom en dan vertel hy hom hierdie verhaal van 'n rower van 'n man wat onder die hand van rowers beland het. Sien geliefdes, wanneer die Here Jesus hierdie vraag wil kom antwoord vir hierdie man, dan kom sluit hy aan. Ekskuus, hierdie ding irriteer my vanmôre baie. Ek sê sommer van julle wat ek voel, sodat julle nie iets mis dalk wat in my hart aan die gang is nie. Wanneer hierdie verhaal, wanneer die Here Jesus dit vertel, dan sluit hy aan by die agtergrond van hierdie wetsgeleerde en van by die Jode. Want die Here Jesus vertel hierdie verhaal van 'n man wat onder die rower se hand geval het, en 'n priester wat verbystap, en 'n leviet wat verbystap, en dan 'n Samaritaan wat hierdie man te hulp snel. Sien geliefdes, die agtergrond is dit. Die Jode en die Samaritane was mekaar se vyande. Oor eeue heen, vandat die Babyloniërs en vanaf die Assiriërs Israel oorwin het en weggevoer het, het 'n gedeelte van die Jode agtergebly en 'n gedeelte is weggevoer. Die ouens wat agtergebly het in Jerusalem het getrou met die heidense nasies. En dit het gemaak dat die Jode gesê het, hulle is half Jode, hulle is nie suiwer Jode nie. En dit het vyandskap gebring, veral toe die Here vir Nehemia en vir Esdra teruggeneem het om die tempel te herbou, was daar geweldig baie teenstand van die Samaritane. Want hulle het hulle eie aanbiddingsplek gehad, hulle het ook die eerste 5 boeke, die Pentateug, op hulle eie manier verstaan. En daarom het dit baie konflik gebring, en dit het deur die eeue heen geloop, sodat dit in Jesus se tyd nog steeds so was. So hy kom
En hy vertel hierdie storie, hierdie verhaal vir die wetsgeleerde wat kom vra, want hy wou homself handhaaf. Hy wou hê die Here Jesus moes hom antwoord soos wat hy gedink het die Here Jesus moet hom antwoord. Hy vra hierdie vraag, wie is my naaste? Terwyl hy in sy eie lewe in vyandskap leef met 'n volk wat in die Samaria woon, terwyl hy self as wetsgeleerde grense stel aan wie hy gaan lief hê en wie hy nie gaan lief hê nie. Aan wie hy gaan te hulp snel en aan wie gaan hy nie te hulp snel nie. So die agtergrond vir wat die Here Jesus hier wil aanraak is juis dit, dat die wetsgeleerde het gesê, ek besluit wie is my naaste. En daarom wil ek my handhaaf en wil ek vir die Here Jesus kom vra, nou eintlik wie is nou eintlik my naaste? Sodat Jesus eintlik my gedagtes vir my kan bevestig. En nou hoor julle dat die Here Jesus hierdie verhaal gebruik om iets anders vir hierdie wetgeleerde te sê. Hy sê vir hom, wanneer hierdie man half dood naak lê en die priester gaan verby, dan is dit 'n Jood wat 'n ander Jood te hulp moet snel. Maar die priester gaan nie. Hy gaan nie te hulp nie, want hy sê vir homself 'n klomp dinge. En waarskynlik is hy op pad om te gaan diens doen in die tempel. En sou hy aan hierdie persoon raak, en hierdie persoon is dalk dood, gaan dit beteken dat hy homself verontreinig, en dat hy nie die diens kan gaan doen nie. So hy het 'n beperking wat hy kom stel en sê, ek gaan nie hierdie persoon help nie, want dit pas my nie op die oomblik nie. Selfde met die leviet wat verbykom, en hy doen presies dieselfde. Want dit pas hom nie, om nou te help nie. Hoeveel keer het ek en jy nie hierdie worsteling, moet ek iemand help of moet ek nie? Moet ek iemand te hulp snel of moet ek nie? Gaan hierdie persoon my hulp dalk net verwerp, of gaan hierdie persoon die hulp wat ek hom aanbied, gaan hy dit misbruik, of wat ook al. En baie keer dan sê ons vir mekaar, of vir onsself, ek sien nie nou kans nie. Ek stel grense aan dit wat ek wil sê, en dit wat ek wil doen. So as 'n mens kyk na die karakter van naaste liefde, dan kom die woord vir ons in Levitikus 19, en dan sê hy presies dieselfde wat ons net nog gelees het in die eerste deel van Lukas 10. Jy moet die Here jou God lief hê met alles, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou Lukas 10 herhaal dit ook. Met ander woorde, naaste liefde is baie nou verbind en gekoppel aan selfliefde. Ek en jy het onsself lief. Dit mag dalk 'n bietjie skeef wees of wat ook al, maar ons het onsself lief. En nou sluit die Here Jesus daarby aan. Hy sê, omdat jy jouself lief het, moet daar ook liefde oorvloei na iemand anders toe. Sien, die karakter van selfliefde is dit wat staan in Filippense 2, wanneer hy sê, liefde teenoor die naaste en teenoor mekaar, dink nie net aan wat ek wil hê nie. Hy sê hier in hierdie gedeelte in Filippense, moet nie uit selfsug of uit eersug iets doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander een hoër ag as homself. En moenie net alleen aan jou eie belange dink nie, maar ook aan die van die ander. Romeine 13 sê vir ons, daar waar hy praat oor die wet teenoor die naaste en die liefde, dan sê hy, julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Want die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde
die volle uitvoering van die wet. So wanneer die Here Jesus kom praat oor 'n Samaritaan, dan wil hy in die heel eerste plek sê, naaste liefde het nie grense nie. Naaste liefde word nie begrens deur my en jou ervarings, of deur ons tradisie, of deur ons menings ensovoorts nie. Dit word wyd oopgemaak. Net soos wat God se liefde geen grense het nie. Sê hy, die naaste liefde behoort nie grense te hê nie. Tweede ding wat hy sê wanneer hy die Samaritaan as voorbeeld gebruik is, hy sê, die priester en die leviet het niks hier binne gevoel vir hierdie persoon wat in nood is nie. Maar wanneer die Samaritaan hierdie persoon sien, dan sê die woord vir ons, hy het innig jammer gevoel. En dit beteken, die Griekse woord beteken dat ek en jy hier iets binne in ons so sal ervaar, dat dit ons, wil ek sê, tot trane sal dryf. Nee, nie tot trane nie, maar dat dit ons sal dryf tot 'n optrede, waardeur die liefde van die Here Jesus Christus aan 'n medemens in nood geopenbaar word. Want jy sien, hierdie Griekse woord sê, jy voel so baie, dat hier 'n beweging in jou diepste binnegoed gebeur. Die Here Jesus sê ook hierdie selfe woord, wanneer hy sê, julle sal die barmhartigheid van die Vader ken, en julle moet barmhartig wees soos wat die Vader barmhartig is. So die Here Jesus kom sê, deurdat hy die Samaritaan gebruik, en hom as 'n voorbeeld gebruik, word hy 'n simbool, in 'n geestelike verwysing na ware goddelike liefde, wat in my en jou hart losbreek, en wat ons bring daartoe om iemand te help, om ons hande uit te steek, om ons besittings, ons tyd, ons besittings, ons geld te gebruik, om iemand anders te help. Geliefdes, wanneer die Here Jesus nou hierdie hele verhaal vertel, en dan vra die Here Jesus vir hierdie man, en nou kom hy met sy teenvraag. Wie sê jy is die naaste van die man wat onder die rower se hand geval het? En dan kan hierdie wetsgeleerde nie anders nie, hy moet antwoord op iets wat hy binne in homself ontdek. Ek haat die Samaritaan. Ek wil hom nie gebruik as 'n voorbeeld nie. Maar ek kan nie anders nie. Want Jesus se teenvraag kom sodat ek binne in myself sal ontdek, juis dit, dat ek nie my naaste liefde kan begrens nie, maar dat ek werklik, soos die Samaritaan, innig jammer moet kry. Kan ek vir u 'n prentjie wys? Die rigting van die vloei van liefde in ons lewe. 1 Johannes 4 wat sê, God het ons sy liefde aan ons geopenbaar deur sy seun Jesus Christus vir ons te gee. Die rigting van die liefde, daar's 3 partye as 'n mens hierdie woord hoor. God en ek en jy en die gemeente en ook die naaste. So God se liefde vloei na my en na jou toe. En as ons reageer, nou ons sal volgende week oor die eerste vraag praat, dan vloei my liefde terug van my af na God toe. Maar omdat God my lief het, sê die woord, het hy die hele wêreld lief, en daarom vloei sy liefde ook na die ander, na die naaste toe. Maar dan sê die Here vir my en vir jou hierdie belangrike ding, sodat die ander, die naaste, God se liefde sal ervaar en beleef, vloei die liefde van my af na die naaste toe.
Is maar net 'n ander manier om vir julle dieselfde ding te sê. So die belangrike wat die Here Jesus hier wil kom sê van die wetsgeleerde is ontdek nie wie is my naaste nie, maar ontdek wie se naaste is ek. Wie se naaste is ek? Nie wie is my naaste nie, maar vir wie is ek die naaste? Wat doen ek? En wat doen jy? So die Here Jesus wil ons begelei om die regte vrae te vra. Wie se naaste is ek? En jy en die gemeente. Hemelse Vader, ons wil graag vir U sê baie dankie dat ons hierdie voorreg het om vanmôre net vir 'n oombliekie stil te staan by hierdie deel van U woord. Dankie dat U nie net vir ons kom sê dit is hoe dit moet wees nie, maar dat U ons begelei om deur die Gees en deur die woord te ontdek hoe U wil hê ons moet lewe. En daarom vra ons in besonder, Vader, waar U met ons praat oor die naaste, dan is dit juis ons gebed dat U vir ons sal begelei, sodat ons sal ontdek dat elke mens wat ons ontmoet en wat in nood is, ons naaste is. Dankie dat U vir ons aanmoedig om tot dade oor te gaan. Dade wat ons tyd vra. Ons kennis vra. Partykeer ons geld vra. Partykeer vra dat ons voertuig sal gebruik soos die donkie. Of om iemand te versorg in 'n herberg. Here, maak ons harte oop vir U woord. Kom deur die Gees en begelei U ons in Jesus naam. Amen. Geliefdes, die ek in hierdie seën verwys na die Here Jesus. Die Here Jesus sê in hierdie gedeelte, ek is voor jou om die pad vir jou gelyk te maak. Ek is langs jou om jou in my arms toe te vou. Ek is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Ek is onder jou om jou te dra as jy mag val. Ek is rondom jou om jou te beskerm. Ek is bokant jou om jou te seën. Ek woon in jou om jou te lei deur my Heilige Gees. Ek is vir jou. Ek pleit vir jou by die Vader. Ek is by jou nou en tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, die Here seën julle, geniet julle week, leef tot eer van sy wonderlike naam. Kom drink gerus koffie en tee, kom 'n koekie of 'n beskuitjie, hierdie konsistorie, julle is baie welkom.